Dawid, wat ook duidelik hierso praat van Christus, wat sy lewensjare geen einde sal hê nie, en die regte koning se lewe bewaar. Daarin praat Dawid nie van homself nie, hy praat van die een wat op sy troon sal sit, tot in alle ewig, Psalm van Dawid. Goed, ons is dan op pad na die einde van Filippense toe. Ons het systematies probeer beweeg deur die boek. So Filippense 4, en ons sal lees vanaf vers 10 tot aan die einde van die brief wat Paulus vir ons geskryf het. Die Rooms-Katholieke musiek plaai hulle nie aandag aftrek, as kan die deure en die vensters die kan toemaak. Paulus skryf hierso, as hy dank hy kom eintlik na die punt van sy brief toe, waaroor hy oorspronklik die brief geskryf het. Hy sê, ek is in die Here besonder bly, wat sy deurlopende thema's, dat julle nou uiteindelik van niets af aan my gedink het. Eintlik het julle aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees, ander vertalings vergenoeg te wees. Ek weet wat dit is om gebrek te ly en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig ingewy en in al hierdie dinge om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek in Macedonië of van Macedonië vertrek het, geen gemeente bygedra tot my rekening van inkomste en uitgawes nie, behalwe julle alleen. Ook in Thessalonika het julle meer as eenmaal iets vir my behoefte gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang het nie. Ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak, toenemend sal groei. Ek het alles ontvang en het dit ruim. Ek het meer as genoeg, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het wat julle gestuur het. Dit is soos 'n lieflike geur, 'n aanneemlike offergawe, in vertaling wat Engels aroma pleasing unto God, offergawe wat God behaag, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. En begin hy die eerste doxologie aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen. Dan 'n groet elke heilige in Christus Jesus. Die broers wat hier by my is, stuur vir julle groete. Al die heiliges, veral die van die keiser se huishouding, stuur vir julle groete. Dan 'n finale doxologie. Die genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Dis 'n besonderse doxologie. Maar kom ons bid. Vader, ons dankie dat ons nog die vryheid het in Suid-Afrika om u woord oop te maak. Dit is u woord vir ons gegee. Dit is die brood wat ons moet eet. Dit is dit wat ons moet inneem, sodat ons kan u besonderse wil onderskei en daarvolgens wandel. Nie net dit bedink nie, Here, maar dit daarvolgens wandel. Ons roep uit na die Here, lig ons ook uit na hom wat ons rots geword het. Mag hy ons versadig deur sy gees. Dankie dat sy gees ons lei in waarheid, en die woord is waarheid. Heilig ons deur hierdie woord. Ons dankie, Here, van hoe dit ontstaan het en hoe dit vir ons Christus openbaar. Want Here, ons aanbid hom wat u vir ons gegee het, is ons koning en Here. Want elke knie sal voor hom buig en elke tong sal hom bely. Mag ons dit nou alreeds vrywillig doen, maar ook in liefde doen. Mag ons liefde aan u bewys deur ernstig om te gaan met die geskrifte. Here, nie dit leer nie, maar dit leer om dit te doen, sodat ons, Here, kan bewys dat ons vir u lief is. Plaas in ons 'n liefde opnuut
vir dit wat geskryf is. Vra dit alles in Jesus naam. Amen. Toe ons maak vanoggend klaar met Filippense, ons moet kyk weer eens wie dit geskryf, ons weet dis Paulus wat dit geskryf het, en in sy tweede sendingreis het hy dit geskryf toe hy 'n visie ontvang het. Paulus was op pad Asië toe, kry hy die visie van God, moenie soontoe gaan nie, gaan Macedonië toe, want hy kry 'n visie van 'n man wat sê, kom hierheen. En dis hier waar die Here Jesus 'n kerk wou plant, dis waar die Heilige Gees 'n direktief gegee het. Hier wil ek hê, Paulus, moet jy 'n gemeente plant. So ons moet nooit dink, oor maar Paulus wat het 'n braadspaak, hy het net 'n kry, en toe hy, soos mense vandag sê, die Here het my gesê, ek moet so toe gaan. Nee, dis die Heilige Gees wat dikteer, en hy noop vir Paulus, hy dwing hom eintlik, dat hy moet gaan na die Filippense. En ons weet, hy was in die tronk in Filippense, het was nie 'n wonderlike uitstapie nie, want hy het in die tronk beland, waar hy hierdie kerk geplant het. En ons weet wat gebeur het waar hy kom buite die stad Filippi, wat 'n Romeinse stad was, klein Rome, want in hierdie stad het hulle geroem daar, ons is Romeinse burgers, en ons maak soos die Romeine doen, waarskynlik met dieselfde onetiese dinge betrokke gewees in wat Rome ook oorgeplant het, het hulle ook daarna toe gebring, maar hier in die buitekant van die stad ontmoet Paulus 'n vrou met die naam Lydia, die purperkoopster, wat sy saam met 'n klomp ander vroue buite die stad gaan bid het. En dis ook hier waar die Here hierdie vrou sy pad plaas. Hy loop nie, daar's niks toevallig in die geskrif nie. Hy loop haar raak en hy lei haar tot die Here Jesus Christus. Ons weet nie of sy 'n proseliet was of sy 'n Jood is, nie seker wat die geskiedenis sê wat sy was nie, maar sy kom tot redding en dan sê sy, man, as julle regtig glo dat ek die Here aangeneem het, kom saam met my. Ek dring aan dat julle my gasvry sal gebruik en saam met my sal gaan. En van daar af begin die kerk, kry ons die eerste dinge wat gebeur, en ons weet later dryf Paulus 'n onrein gees uit 'n vrou, 'n baasende gees uit, en dan weet ons, die hele stad kom in oproer, hulle plaas vir Paulus en Silas in, so hulle in Engels sê, stocks and bonds, en slaan hulle stikkend en maak hulle vas, en dan kom deur hierdie event, die aardbewing waarin Paulus en Silas heerlik koortjies waarskynlik gesing het in die kerk, en die tronk geskit is, en hierdie gevangenes, die Sipier kom tot redding, ook hy en sy gesin. So begin die kerk ontwikkel binne Filippi, en gaan verder, maar ons tel meer van hierdie gemeente, om dis 'n besonderse boek. Toe ek en Lydia deur die boek gaan het in ons stilte tye, een boek sistematies deur gaan het oor en oor en oor gelees het, elke keer. Ek glo ook dit was die Heilige Gees van sê, maar gaan doen ondersoek na Filippense, doen bietjie meer, gaan kyk bietjie, want binne in Filippense kry ons hierdie besonderse kerk, wat die Heilige Gees geplant het in Filippi. Dis nie sommer net maar net 'n kerk nie. Ons weet dat ons sien duidelik die werking, die vingerafdrukke van die Gees se werking binne in hierdie stad Filippi, alhoewel hulle grootliks heidene was. Hulle was Grieke en Romeine, afgetrede soldate, selfs verbande soldate was binne in hierdie stad Filippi, binne Macedonië, wat vernoem is na Philippus van Macedon, Alexander die Grote se pa. Maar binne in hierdie gemeente is waar God hierdie geïsoleerde kerk wil plaas binne in Macedonië. Nog meer. Ek dink wat die Here vir ons doen met Filippense, hy gee vir ons 'n bloudruk van hoe 'n kerk moet lyk. Hoe moet die kerk lyk? Hoe lyk 'n kerk wat gevorm is deur die Heilige Gees? Wat saamgevoeg is, saamgebind is deur die Heilige Gees, nie 'n mense werk nie. Nie Paulus se werk nie. Die Gees van God se werk. Waar hy hierdie vir ons voorhou, hierdie kerk in Filippense. Want hulle is uniek. Soos ek sê, min Jode, maar daar was nie eens, volgens tradisies, daar nie eens 10 Jode gewees, waar volgens hulle 'n sinagoge kon begin daar. Daar was nie 'n sinagoge in die tyd toe Paulus daar kom nie. En so was Paulus natuurlik eers in die sinagoge gewees, maar
hy kom en hy gebruik Paulus om hierdie, en hy maak, kan ek sê die woord prototype van 'n kerk. Hy sê, dis 'n kerk. Deur Paulus sê die, dit is hoe 'n kerk, hoe 'n kerk wat naby aan my is, nie 'n kerk wat sonder foute is nie, hulle het baie foute. Daar's streweling tussen twee vrouens en daar is probleme dat hulle nie regtig heg genoeg is vir Paulus en volgens die Heilige Gees nog nie heg genoeg is as 'n gemeente. Dit is heg. Maar tog moet hulle vermaan en sê staan saam. Die idee soos Romeinse soldate, die militêre idee wat Paulus skryf vir mense wat waarskynlik uit die militêr kom en binne in die kerk is, staan saam. Julle weet hoe Romeinse soldate saam staan, hulle flank mekaar en hulle staan een ry sodat hulle nie maklik aangeval word nie. En Paulus sê staan saam, kom by mekaar, stop die onenigheid en dan gee hy vir hulle hoe hulle gesindheid moet wees wat nog moet ontwikkel word. Kyk, dit is nie volmaakte kerk. Maar nog steeds die Here gebruik nooit wat volmaak is baie keer om groot titels vir ons te gee, om louter te gee. Want hulle is in die ontwikkelingsproses na wat die Here op die ou einde wou hê vir hierdie kerk in Filippense met rede en hoekom hy daar moes wees in daardie tyd het net die Here alleen geweet wat hy gaan doen deur Filippense. Hy het 'n plan gehad. Soos hy met elke kerk 'n plan het en daarvolgens beweeg. Want mense kry baie verskillende kerke, jy kry lewendige, jy kry dooie kerke, jy kry middelmatige, jy kry goeie kerke soos die 3 weertjies. Hierdie is nie reg nie, hierdie is nie reg nie, daai is reg. Maar ons moet onthou hoe die Here werk met kerk en ons kry 'n goeie voorbeeld daarvan in Openbaring 2 en 3, is dit nie? Waar kry ons die 7 gemeentes wat die Here Jesus persoonlik aanspreek? En ons weet van hierdie 7 gemeentes, hoeveel gemeentes word nie eintlik berisp en word nie betug nie. 2. Smyrna, te doen net met baie lyding, swaar kry. En natuurlik Philadelphia kom van die woord broederliefde af. Hierdie 2 gemeentes beveel die Here aan en sê, ja nee, julle sal dit erg hê, maar daar's nie 'n rede hoekom hy hulle moet aanspreek oor valslerings en verskillende verleidings in daardie tyd nie. So ook Filippense is besonder in sy konteks, en kyk wat het Paulus onthou wat Paulus gesê Filippense 1 vers 3. Filippense 1 vers 3, waar hy kragtig begin. Hy sê, ek dank my God, wanneer? So nou en dan? Nee, elke keer as ek aan julle dink, dank ek my God. En ander woorde, elke keer as julle op my gedagtes kom, borrel my hart van vreugde oor. Is dit 'n modelkerk? Hierdie Paulus wat soveel gemeentes geplant het, as aan hulle dink, dan dink hy met blydskap. Van watter van die gemeentes sê hy? Van Korinthe dit? Sê hy van die Romeine? Of van die Thessalonisense? Nee, as hy aan hulle dink, loop sy hart, jubel sy hart, is bly. Want Filippense 1 vers 7, ek hou julle in my hart. Dis 'n persoonlike liefde wat hy vir hierdie kerk het. Net vir hulle Delfos hierdie diep liefde en selfs agape, hierdie wat ek vir julle het, ek verlang na julle en hy noem hulle my vreugde in Filippense 4 vers 1 sê, ek is lief vir julle, hy is spontaan in sy liefde, hy hou dit nie geheim nie. 1 vers 7, ek hou julle na hart, en dan 4 vers 1, ek is lief vir julle, ek verlang na julle. Julle is my vreugde en my kroon. Diskrimineer hy teen die ander kerke? Nie noodwendig nie, maar hy stel weer eens hulle as 'n voorbeeld. En ek dink in Paulus sê, ek wens al die kerke was soos die kerk in Filippi. Maar soos ons sê, as ons nou gaan kyk na hierdie laaste van hoofstuk 4 vers 10 by die einde toe, gee hy hierdie, behalwe dat hy hulle vooruit as 'n model, gee hy die eintlike rede, een van die redes hoekom hy die brief geskryf het en waarskynlik begin het om nie self die pen op te neem, hy het waarskynlik iemand gebruik om vir hom te skryf, maar sê hy, julle is 'n besonderse gemeente, want julle ondersteun my. En dit is interessant wat hy gesê het in 10, julle het uiteindelik nou van nuut af aan my gedink. Julle het nog altyd aan my gedink, maar miskien het ek so 'n bietjie, so klein bietjie nie kon aandag gee aan my nie. Nou het julle van vooraf aan my aandag gegee. Maar hy dank hulle in besonder oor hulle bydra
Hulle gee Paulus die eer wat hy moet kom, maar Paulus nie aan homself toeskryf nie. Hy dink nie, hy verdien dit eintlik nie, dat hulle soveel aandag aan moet gee. Dit is vir hom baie besonder. Nou alles, hierdie gemeentetjie het seker gemaak dat Paulus versorg bly, en normaalweg wat mens doen as jy iemand in die tronk het, ek weer daai term wat sê, jy soos 'n broer in die tronk, jy weet van hom, maar jy praat nie van hom nie. Hulle het van Paulus gepraat, dit was nie skaam om van Paulus te praat nie. Dit was nie skaam om hom te ondersteun nie. En God het ook 'n rede wat ek nagelaat het om te sê, wat interessant is, in die jaar 619 is die stad Filippi vernietig deur 'n groot aardbewing. So waarskynlik het God toe alreeds hierdie gemeente gevestig, en ons weet nie hoe ver het hulle uitgebrei in gemeentes geplant het om hulle nie. Het sal interessant wees om dit te sien. Maar dit is 'n groot aardbewing, maar God het sy doel gehad met hulle tot op sy tyd, want God het 'n tyd vir alles. En hy weet hoekom hy het 'n tyd vir Paulus ook gehad, en Paulus het nie vir ewig gelewe nie. Paulus het ook sy tyd gehad, totdat die Here hom klaar gebruik het, en hy klaar 'n kerk in strategies laat, strategies in Filippi plant het, was dit hulle einde. Maar tot dan het Paulus gesê, maar hoe ondersteun julle my? Filippense 1 vers 9, ons weet, hy sê, maar julle bid vir my, ek weet julle bid vir my. Hoe ondersteun ons ander kerke? Hoe ondersteun ons sendeling? Hoe ondersteun ons broers en susters? Eerstens deur hulle te bid. Bid vir hulle. Want gebed is die asemhaling, soos Spurgeon sê, vra maar, hoe haal mens geestelik asem? Jy trek in deur die woord in en jy blaas uit. Deur die gebed en die verkondiging ook van sy woord. En hierdie gemeente, wat gebeur het ons in hierdie gedeelte kry? Hulle stuur Epaphroditus, hulle bid nie net vir hom nie. Hulle sê, baie mense ook bid, en hulle bid nie regtig vir mense. Tel af hoor, mense sê, ek sal vir jou bid. Daai persoon bid nie regtig vir jou nie. Hy sê dit net om van jou ontslae te raak. Ek bid vir jou, dan weet hy, ek het my gebede gestel en ek het jou stil gemaak. Ek bid vir jou. As jy bid, dis waarom ons Vrydag sê, bid. Vat nie die 4 ure van 8 uur tot middag nie. Vat 'n halfuur. Bid intensief. Bid vir sending. Bid vir ons broers en susters. Bid vir die verlorenes. Maar hulle het vir Paulus gebid, maar dan gaan hulle ook en hulle stuur Filippense 2 vanaf vers 25 en 30 stuur hulle vir Epaphroditus na Paulus in die tronk. Dis nie skaam om iemand na Paulus te stuur. Jy weet, hy is in die tronk, maar ons gaan net vir hom bid. Ons gaan nie na iemand stuur. Nee, hulle uit hulle gemeente binne in hulle hart gaan hulle en hulle stuur die gesant Epaphroditus persoonlik na Paulus toe. En hier lê 'n karaktertrek van die 3 eenheid. Want hulle stuur iemand uit hulle na iemand in nood. Die Vader stuur sy seun. Hy skaam hom nie vir ons nie. Hy stuur sy seun in vlees aanneem uit sy hart. Ek sê, wat sê Johannes 1 vers 18 vir ons so mooi? Hy wat in die boesem van die Vader was, het hom kom verklaar of hom kom duidelik maak. Hy stuur uit sy hart uit, stuur die Vader sy seun om ons te kom red. Hierdie gemeente sê, ons stuur uit ons weet nie of hy 'n ouderling of 'n diaken of 'n leier was, maar hulle stuur hom, en is interessant op hulle onkoste. Op die onkoste van die kerk. Jy moet weet jy hoe ver is Filippi van Rome af? As ons aanneem dit is in Rome, waar Paulus was nie in 'n ander plek nie, wat ek glo kan nie wees nie. 1288 km sê Google Maps. Weet jy hoe ver is dit om iemand te stuur as 'n gesant vir? Dis Kaapstad, dis amper Kaapstad. En hulle het nie hierdie bouings gehad wat ons hoor hier oorgaan. Die vinnige motors wat 240 km kan ry nie. Waarskynlik te voet of met perde of iets. Hy trek, op wie se onkoste het hy? Want as jy daai distansie gaan, moet jy iewers eet.
Jy loop nie net kyk, ek het 14 pamels gehad, maar jy kan nie 2300 kilometer sonder kos gaan. Jy moet iewers eet, jy moet iewers oorslaap. Dit moet gereël word en mense moet betaal word. En toe hy eers in Rome is, en onthou Rome was nie 'n goedkoop stad nie. Dit was nie 'n plekkie waar jy sommer vir appel en ei ietsie kan gaan koop soos 'n Kentucky of wat ook in daai tyd hulle al gaan koop. Hulle moes hom plaas en hy moes geëet het en hy moes by mense gebly en hy moes so hierdie kerk het hierdie Epafroditus geborg. Gaan jy Epafroditus en gaan sorg vir Paulus. En wat eintlik die idee was, moenie terugkom voor jy nie klaar hom versorg het of tot hulle hom tereggestel het of wat ook al gebeur met Paulus. Bly daar en hy het daar gebly tot hy siek geword. Ons weet dat in Filippense 2 sien ons dat hy dodelik siek geword het, tot die dood toe siek geword het en hy Paulus gesê, gaan jy liewer terug want hulle ween, hulle treur oor jou. So heg is hulle broederskap binne in hierdie. So hulle was 'n klas in hulle eie. Sien jy Filippense, kan jy die kerk in Filippense hier voorstel? Op hulle koste stuur vir Paulus en nie sonder enigiets nie. Net geld. En met finansies, waarskynlik klere en komberse, wat hy ook al nodig gehad het, kom uit hulle sak uit. En asseblief, Filippense was nie 'n ryk gemeente nie. Ons kry hierdie idee is 'n ryk gemeente wat soos in Waterkloof, daai plek. Nee. Die kerk is gevul met verdrukte Christene. En as jy 'n Christen geword het, is jy verdruk. Want Paulus sê tog, julle het saam met my gestry. Julle stry dieselfde stryd as wat ek stry. Julle loop julle in teenstand Filippense vas. Julle moet verwag. Daai woord van agonizomai. Julle agonize, julle kry swaar saam met my, sê hy in Filippense. So, wat gebeur as jy 'n Christen daai tyd word? Jy verloor waarskynlik jou werk. Verloor jou status. Ons ken die boek van Hebreërs. En julle verbly nie roof geag het dat hulle julle goed van julle weggevat het, julle besittings van julle weggevat het. Julle familie word vervreemd. Ons het vanoggend met gepraat oor die moslems. As jy 'n moslim tot bekering kom, moet jy vir hom blyplek reël. Moet iewers vir hom reël te bly. Want hy gaan nie weer saam met sy familie bly. Paulus sê, julle het ook saam met my bygedra. Hy gebruik vers 15 tot 16, wat hy duidelik ook sê, 4:15 tot 16, maar julle weet ook Filippense dat aan die begin van my evangelie verkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, daar geen gemeente, geen gemeente, bygedra tot my rekening van inkomste en uitgawes nie, behalwe julle alleen. Nou, dit is baie hartseer. Want ons weet, Korinthe was nie 'n kerk wat gegee het nie. Julle alleen het bygedra. So Paulus meld hulle eervol. Hulle weet dit. Hulle weet. En hy noem dit ook aan hulle, maar nie net dit nie. Dis duidelik dat Paulus van tevore af hulle geskryf het, dankie vir julle bydraes. Dankie. Nie noodwendig in 'n brief nie, maar dankie vir julle bydraes wat julle vir my gedoen. In van Macedonië kom, is julle die enigste wat vir my gehelp het op my pad verder. Paulus wou nie in soos vandag se moderne profete en pastore wat net wil hê en met groot karre rondry. Paulus het een ding op sy gedagte en wat is dit? Wat ons ook moet hê. Die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis al wat ons sê. Nie luxury, voorspoed, gemak nie. So, maar interessant, Paulus gebruik hier van vers 15 tot 17, maar ook veral in die English Standard Version, julle alleen het bygedra tot my rekening en van die kommersiële, finansiële terme wat hy gebruik, bankterme. Hy sê, my rekening van inkomste en uitgawes het julle tot bygedra. In vers 17 weer, bydra, dis 'n belegging. Wat julle bygedra het, is 'n belegging wat toenemend groei. Om te gee aan die Here Jesus, aan sendelinge soos ons ook, om sendelinge te gee, belê ons in die koninkryk. Dis 'n belegging. Julle het bygedra tot my inkomste en uitgawes. Julle hierdie bydra en belegging sal toenemend groei. Wie laat dit groei? Wie laat die belegging groei? God. Want wie se koninkryk word versorg? Sy liggaam. Daarom versorg hy
sy liggaam ook, en hy sê, julle het 'n belegging gedoen, en dan ook verder wat hy sê, die ESV praat van, increases your credit, dis tot julle krediet, hoor die, jou ma, hulle is ook boekhouer, ek sal al die terme ken, finansieel, en die woord wat ek het ruim gehad, I've received the full payment. Dankie vir julle bydrae, maar dan draai hom en sê, julle het nie net een keer doen, julle het baie, ons lees hier miskien 2 keer, nee, die eindelik hier staan, repeteer, oor en oor en oor het julle vir my gegee, selfs in Thessalonika het julle vir my gegee, my geld gestuur, nog 'n offerande, deur op Epafroditus, nie alleen hom onderhou om my te kom versorg, maar julle het self 'n bydrae gebring, en ek dank julle daarvoor. So, die Here hou vir ons Filippense voor as hierdie model, van hoe hy wil hê, goed moet doen moet word, nie soos ons, nie soos hy, nog 'n offerande, dankie daarvoor. Ons sien egter nie net die gemeente se integriteit in hulle verhouding met Paulus, die dienaars van God nie. Ons sien ook Paulus, wat is Paulus hier? Weet, Paulus was 'n rabbi, of hy het onder rabbies geleer, so hy vat nie geld vir prediking. Dis wat die rabbies gedoen het, jy mag nie as 'n rabbi geld ontvang het nie, vir dit wat jy leer nie. Nou ek dink Jesus sny terug na, hy sê, freely you've received, freely you must give. Praat van die evangelie. Jy het vrylik ontvang. Ons het nie betaal vir die evangelie nie, maar daarom moet ons freely give, moet ons ook gee. Paulus is 'n goeie rentmeester. Dis waarom hy gee die skep die idee vers 1, dis eintlik 'n verrassing dat julle vir my nog gegee het. Dat julle vers 10, dat julle nou weer aan my dink. Vreeslik dankie dat julle weer aan my dink. Maar ek het dit ruim. Hy sê tog immers duidelik, ek het dit ruim. In vers 18. Ek het dit ruim. Wat beteken ek het dit ruim? Ek het genoeg. Ek het genoeg. So Paulus is nie hebsugtig, maar nog, bly maar net stil oor ons nood. Ek wil net sê dat ek te veel het of ek dit ruim het nie, want nou gaan jy nie meer vir my bydra nie. Dis nie Paulus se gedagte nie. Paulus het integriteit. Hy sê, ek het dit ruim. Dit nie van tevore al gesê, ek weet wat dit is om ryk te wees, ek weet wat dit is om arm, behoeftig, gebrekkig te wees, ek is tot alles, daai versie wat hulle so maklik uit konteks het, ek is tot alles in staat deur Christus. Bring dit in die konteks van ek weet wat dit is om ryk te wees en arm, swaar te kry om genoeg te hê. Ek weet alles, ek is vergenoeg in Christus. Paulus is vergenoeg en hy sê dit. Wat hy eintlik vir my 'n mooi woord sal wees, thank you for your contribution, you're far too kind to me. Dit is ver te goed vir my. Maar dan moet julle onthou 2 dinge. Die eerste, julle deur julle gawe 'n belegging gemaak vir julle self. Sê Jesus nie in die bergrede, moenie jouself skatte hier op aarde bymekaar maak nie, maar maak mekaar in die hemel waar mot en roes nie verniel. Maak julle daar. Wat maak die Filippene? Hulle maak vir hulle skat in die hemel bymekaar. En Paulus sê dit vir hulle. Wat hy gesê het in vers 18 in Engels, I'm well supplied. Maar julle moet weet dat ek eerder die geld wat julle vir my gaan gee as 'n belegging aanbied. Dis 'n belegging. Vir Paulus wat hy in sy bankrekening in Rome gaan sit, hy het 'n bankrekening in Rome gehad, dis 'n belegging wat gaan groei. Nee, hulle belê in die koninkryk van God. Want hulle het al reeds geleer dat om vir mense te sorg en ander mense te gee vir die koninkryk, weet hulle geweet hoe om dit te onderskei. Dit is in Matteus 6:21 daar wat ek sê van maak vir julle skatte bymekaar, want waar jou skatte sal jou hart ook wees. Dit sal jou fokuspunt wees van jou lewe, waar jou skat is. Soek eers koninkryk, kom in daai konteks, eers die koninkryk. En dis wat hulle geleer doen het. En daarom sê in die einde van vers 18, julle offer is 'n offer met 'n lieflike geur, wel aangename geur, wat nie my behaag nie, maar God behaag. Dit behaag God. Ons kyk net na
jy weet hoe die offerhandes gebring het, dit is interessant, die hele boek van Levitikus gaan daaroor, maar dit het al reeds in Exodus 29 vers 18 gebeur, waar God het al wat reeds voorgeskryf is, aangaande offers aan God gebring. Exodus 29, in die boeke van Moses, die eerste 5 boeke. Nou sê die Here hierso, oor die priesterwyding, hy sê, jy moet die hele ram op die altaar verbrand. Hoekom? Dit is 'n brandoffer vir die Here. Dit is 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Jahwe, die eintlik daai hoofletter, dis 'n offer aan Jahwe. Jy moet hom heeltemal offer, heeltemal die hele offer. Ek hou van die Engels wat sê, it's a pleasant offering, it's a aroma. Iets wat vrouens, toe ons nog die vrouens uitgegaan het, wat ons aangetrek het, jy ruik jou nooi, of jy ruik jou girlfriend, dit is toch 'n aroma wat aangenaam, maar vir die Here is daar sekere dinge ook wat vir hom aangenaam, well pleasing. Ek hou nie van die vertaling wat sê, dit is aanvaarbaar voor God. Nee, dit is nie aanvaarbaar. It is well pleasing before God. Soos, kyk net vanaf as jy na Exodus, Levitikus, ek net so 2 verwysings doen, Levitikus 1 vers 9, jy kan die hele boek van Levitikus deurgaan, dan sê jy ook die spoor optel, Levitikus 1 vers 13, die persoon wat offer, moet die binnegoed en pote met water afspoel, die priester moet dit alles nader bring en op die altaar verbrand. Hoekom? Dit is 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. Dieselfde reg reg deur Levitikus. Al die offers wat gebring word, hoekom word hulle gebring? Omdat dit 'n offer is wat wel aangenaam is voor die Here. Soos Jesus eventueel die finale offer sal wees en hy eintlik regtig die enigste een is wat aanvaarbaar is voor God. En ons moet deur geen offerhandes na God kom nie behalwe deur Jesus Christus, want hy is die een wat geoffer is voor God, wat wel aangenaam, well pleasing was vir God. Alles val saam wat sê, maar as julle dan regtig aan Christus glo, moet julle offers ook aangenaam wees vir God. Die hele rede vir ons bestaan in Openbaring 4, hy het julle geskape vir sy plesier, wat wel aangenaam, wat ons, we must be a pleasant, sê at die aroma, pleasant aroma unto him. En as dit gebeur, ons kry die gesegde, het jy al gehoor, God is debtor of no person. God skuld niemand enigiets. Hoekom nie? Want hy sy beste en sy alles vir ons gegee in Christus. Wat wil ons nog hê? Die res is byvoorbeeld. Die kern dat Christus wel aangenaam, maar nou sê God, as ons dan wel offers bring, want hy sê toch in Romeine, gee julle self, want dit was in Romeine 12 vers 1, dit is 'n kragtige vers, Paulus, gee julle, Romeine, gelowiges, julle self aan God, as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Hoekom? Paulus sê dit, maar dit is jou redelike godsdienst. Dit is die minste wat eintlik verwag word. Gee jouself aan God. 2 Korintiërs 9 vers 7, as jy so vanaf daar kan bly, God het 'n blymoedige gewer lief. Jy kan sien, met watter gesindheid gee die Filippense. Nie alweer nie. Ons weer, Paulus is nou alweer in die moeilikheid. Nee, nie meer nie. God het 'n blymoedige gewer lief. En hy is 'n skuldenaar van geen persoon nie. Wat hy sê, julle het meer gegee as wat julle kan bekostig. Dis wat daar eintlik staan. Mense wil nie daaroor praat nie, maar hulle was nie ryk nie. Hulle het meer gegee. Hulle in hulle stryd en hulle teenstand in die wêreld en met die ander mense in Filippi, en hulle agonies om hulle strewe en hulle teenstand, gaan hulle nog steeds en hulle bereken die kos en hulle gee vir Paulus in sy armoede. Dit sê Paulus is 'n belegging. Dit is 'n aangename offerande wat hy praat hierso van. Dit is nie maar word maar net sommer maar net 'n slap dash, nie so.
vat dit nie. Nee, dit word gesien in vers 19 of 18, 'n lieflike geur, 'n aanneemlike, kan nie van die woord nie, well-pleasing, aanneemlik klink nie vir my soos well-pleasing. Aanneemlike offer wat julle bring, want hulle gee teen dit wat hulle kan koste. Hulle gee teen dit wat hulle swaar kry. Ons kan nie bekostig om Epafroditus nog te stuur nie, maar ons moet dit doen, dis 'n offer wat ons bring aan hom. En dan Paulus met sy integriteit, ek het dit ruim, ek het oorvloed. Dankie vir wat julle doen. Maar julle moet besef, dis 'n offer eintlik nie aan my nie, dis 'n offer aan God self. En dan volg die vers wat baie mense ook baie kerk uit konteks, vers 20, my God shall supply all your needs according to his riches in Christ Jesus. En dit sê hulle vir die voorspoed teologie baie. Gee, want my God shall. Die konteks is in die vorige gedeelte, omdat julle met die regte gesindheid gee, en julle dit doen as 'n offer. Offer moet ons onthou, kos jou iets. Offer was nooit gratis nie. Jy was nie veronderstel om 'n skeel lammetjie te vat en om te offer, of 'n dier te offer wat sieklik is. Jy moet die beste van jou kudde vat, en die beste en die vetste van jou kudde, en dit offer, it cost you something, dit moes jou iets kos. En ons praat nie net van finansiële terme waarin Paulus in die konteks beweeg. Ons praat, dit het jou iets gekos om te gee. Dis aanneemlik. En hy sê, en as julle dit doen, vers 19, sal my God julle ruimskoots, he will supply all your needs, not your greeds, né? Will supply all your needs. Daar's 'n verskil tussen 'n greed en need. Need en greed. Will supply all your needs. Alles wat julle nodig het, sal God voorsien, omdat julle ruimskoots met die regte gesindheid bydra. Nee, soos adviseer blanco check. Hoekom moet ons dit doen? Omdat God dit gedoen het. Wat het God gedoen? Hy het sy seun gegee. Was dit maklik om sy seun te gee? Net was baie maklik om sy seun af te staan. En dan om 'n liggaam te gee, en om hierdie liggaam te kom uitmekaar skeur. Nee. God het eers gegee. En wat gee hy nog vir ons, as ons dit reg doen? Word nie direk gesê nie. Hy gee vir ons die ewige lewe. Waar? In Christus. Waar is die ewige lewe? In Christus. Ons word in Christus ingeplaas, en hy word in ons geplaas, en ons het die ewige lewe nooit sal sterf nie. Hy gee dat ons lewens geskryf is in die boek van die lewe. En om 'n belegging te maak in sy koninkryk is om 'n belegging te maak vir hom, sal hy ook ruimskoots voorsien. En dan is wanneer Paulus beweeg na die vers 20, die eerste doxologie wat hy bring. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen. Dit klink nogal bietjie, maar dit gebeur ook in Hebreërs. As jy Hebreërs onthou, die einde van Hebreërs word daar ook 2 doxologie gegee. Eers 'n doxologie, dan 'n groete, dan weer 'n doxologie. Paulus doen dieselfde. Ek sê nie Paulus die Hebreërs skryf nie, maar glo hy deel gehad, miskien van sy lering is daar aangeplaas, maar hy gebruik dit dieselfde, want hy eindig die eerste doxologie deur te sê, hoekom? Omdat God aan al julle behoeftes sal voorsien en ooreenstemmig, daarom aan God, ons Vader, kom die heerlikheid. Daarom kom die heerlikheid ook aan hom toe, omdat hy getrou is in sy voorsiening. Hy sal voorsien, daarom kom lof en heerlikheid, doxa, vir ewig en ewig, die eeuwe van die eeuwe, kom aan hom toe. Dis waarom hy aanbid moet word. As jy redes kom God aanbid, sê vir hom dankie dat hy Christus gegee het, en hy aan al julle behoeftes sal voorsien, tot aan die einde van die eeuwe van die eeuwe. Dis waarskynlik heel moontlik, dat ons weet, Paulus het in Romeine Tertius gebruik om te skryf, waarskynlik het hy Timoteus gebruik om te skryf, want Timoteus was ook 'n geleerde jong man, en waarskynlik het Timoteus tot op hierdie punt geskryf, en was deel van hierdie doxologie, aan ons God en Vader, die doxa, vir eeuwe na eeuwe, amen, bevestiging daarop, en dan gaan Paulus weer terug na groete toe. Dan wil sê Paulus waarskynlik Timoteus, gee vir my, ek wil ook iets skryf hierso, persoonlik met my eie hand, groet elke heilige in Filippi, in Christus Jesus. Hoekom is hulle broers? Die broers, vandag die konteks susters, omdat hulle in Christus is, het hulle broers geword.
So ek, Paulus, en nie net ek nie, die manne hier by my, Timotheus, waarskynlik was daar ander manne ook, wat saam met Paulus daar op die stadium in tronk was, wat hom kom besoek het. Hy sê, ons almal stuur groete aan julle. Maar dan 'n merkwaardige ding, hy sê, vir al die heiliges van die keiser se huishouding. Hierdie ding staan uit soos 'n seervinger. Hoekom? Paulus weet as hy sê, hierdie huishouding van Rome, hulle sê, van kokke, van saalopsigters, kon regtig enigiets wees, die huishouding van keiserlike leiwag, wat hoër was as centurions, hulle almal stuur vir julle groete. Hoekom aan Filippense? Hulle kerk was waarskynlik oorgrote meerderheid afgetrede soldate of soldate. Nou sê Paulus daardeur dat hulle moet gee om daai mense wat nog nie bekeer is nie, te gaan praat. Want ek, Paulus, sit in die tronk en ek het gepraat met die keiserlike leiwag. Hulle het tot bekering gekom, weet nie of almal nie, maar van hulle het tot redding gekom en ek het met keiser se huishouding gepraat. Hulle stuur groete. Hulle stuur nie groete omdat hulle julle persoonlik ken of oor hulle as heidene belangstel in my verhaal oor my wedervaring. Hulle stuur groete omdat hulle medegelowiges geword het. So uit die huishouding van Nero is daar mense onder sy neus, Nero se neus wat Christene word. Dit is die werk van die Heilige Gees, wat hy gebruik as 'n model. Ons kan nie kies vir wie ons die evangelie vertel. Ons moet die evangelie vertel vir al hulle wat ons glo is ons teenstanders. Juis aan hulle moet ons die evangelie verkondig, soos Paulus dit gedoen het. Hy was 'n Jood, hulle was heidene, en hulle kom tot redding, en hulle stuur groete vir hierdie kerk. Hulle het deel geword van die groter huishouding van die Here Jesus Christus, danksy die werk van die Heilige Gees deur Paulus, kry hulle vrymoedigheid. Ons sluit af met die applikasie. Dit inspireer ons nie net om Filippense te sien, maar net as 'n model kerk. Baie meer is dit. Ons kyk na hoe die Heilige Gees werk. Ons kry die rigting van die denke van die Heilige Gees wat hy ons rig in ons getuienis, in ons vrymoedigheid, in ons onderwerping wat hy soveel applikasies deur Paulus vir ons gee. Julle moet mekaar hoor ag as jouself. Moenie net na jou eie belang sien nie, maar sien ook na jou broer se belang. Staan saam. Die gesindheid, want die grootste gedeelte in Filippense gaan oor gesindheid. Attitude. Gaan oor alles oor gesindheid. Wat is die gesindheid? Die gesindheid van Jesus Christus. Homself ontledig, vlees aangeneem, die vlees in hierdie liggaam het hy afgelê as 'n offer wat well-pleasing, aangenaam was voor God, gegee is offer. Nou sê hy, doen julle dieselfde, gaan doen dieselfde. Verander julle gesindheid. Have the mind of Christ. Julle moet die gedagte hê van Christus. Filippense, ons moet die self klaar gegee het as 'n heilige, lewende, heilige God, welgevallige offer, moet ons die gedagte van Christus, kan ek die woord gebruik, nurture, moet ons sy gesindheid emuleer. Dit is waarom ons vir my altyd wonderlik as mens gee, as dit gepraat, nie net vir mense in kerk gee, vir mense wat behoeftig is, want miskien kan daai mense tot redding kom. Julle doen werk onder mense wat nie kerk toe gaan nie. Dit is wonderlik. As julle offerhandels word deur God gesien, maar gaan met die gesindheid van Jesus Christus, wat ons redelike godsdienst is. Ons sê altyd van sendelinge, ek is 'n mission major gewees, né? If you can't go, you must give. If you can't give, you must try. But try, give and go, as dit moontlik is. Of kry mense, dit droom dat ons iemand sal stuur van die gemeente af. Nie net Zimbabwe toe nie, maar oral sal mense stuur, wat die evangelie van Jesus vat, want dis sy opdrag in Matteus 28 vers 19. Ek dink 'n belangrike les wat ons ook leer, ons doen dit met vergenoegdheid. Paulus sê ek is vergenoegd. Ek het dit ruim. Ek het genoeg. Wat ek nou op 'n versadigde punt bereik het in my lewe, gee ek dit aan die Here. Ek belê in sy koninkryk.
wat homself nie terughou nie, maar homself vir ons gegee het. En dan wat Paulus waarskynlik sy eie doxologie bysit, of hy herhaal die genade, dan sal die genade van die Here Jesus Christus met julle gees bly. In 'n woord, hy sal julle ook geestelik motiveer, julle gees oprig, om sy genade te ken, te ervaar en uit te lewe in 'n verlore gaande wêreld. Kan ek die woordgebruik het gesegd? Dat sê klaar gepraat. Dit is Filippense vir u. Moenie sê dis Dries wat dit vir ons geleer het nie, gaan sê, wat sê die Gees van God vir ons deur die boek van Filippense? Sê dit iets vir ons. Dan ons 'n hele paar Sondae ons nie deur die boek gegaan. Ons rig in, want ons weer in die kanon, dit ons moet ons rig op die skrif, rig op hoe die Gees vir ons deur Paulus leer tot vandag toe. En dis nie net van toepassing op die Filippense, van toepassing tot 2025 nog steeds God se standaard, God se wil, God se werk. Mag die Here ons seën. Mag dit diep val. Wat sê die spreekwoord, sit dit in julle pyp en rook dit. Julle is ook weer, niemand ons om 'n pyp rook. Dink daaroor, dat dit in ons gedagtes maal en lewe en lei tot toepassing van wat Paulus bedoel. Mag die Here u ryklik seën, behoed en bewaar. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons ag nie hierdie is maar net, Here, maar net 'n briefie wat Paulus so gou geskryf het aan 'n gemeente en Here hom gou gestuur het met Epafroditus en so gou van Paulus ontslae te raak. Ons ag dit as 'n heilige skrif deur die Gees geïnspireer, wat nie net in die jaar 50 of 60 van toepassing was nie, maar vandag nog van toepassing is. Leer ons om u woord ook te ag, soos ons God vrees, want hy is 'n verterende vuur, en hy brand alles wat onrein is skoon. Mag ons onsself bevind in Christus, soos Paulus sê in Galasiërs, ek lewe nie meer, maar Christus leef nou in my. Die lewe wat ek nou lewe, lewe ek vir hom, wat homself vir my gegee het. Het u self vir ons gegee. Here, as 'n offer aan God, welbehaaglik. Jesus, wat die lewe is ook gegee. Is 'n offer, lewende, heilige, God welgevallige offer. Mag ons leef in lyn met daardie standaard wat die Heilige Gees vir ons almal stel. Mag Filippense in ons hart voortleef as 'n model gemeente, Here, ook 'n prototipe wat ons kan volg, moet volg in ons dae. Seën ons, Here, dat die Heilige Gees self u woord plant en plaas, wat ook al gesê het, wat ek gesê het is nie van belang nie, nog nie saak nie, wat u sê deur u Gees in harte is van belang. Mag dit ryk wees en u tot heerlikheid, sodat alles sal wees tot heerlikheid van God ons Vader, en wie die heerlikheid eer toekom tot in alle ewigheid. Amen.